Ons verhaal begin lang gelede, in 'n land ver van hier. 'n meisie met die naam Maria het 'n groot geheim in haar hart gedra. Sy en haar man, Josef, moes reis na die stad Bethlehem om vir die volkstelling te registreer. Die pad was lank en Maria was swanger. Wie is daar buite? Ag meneer, my vrou is moeg en die nag is koud. Het jy dalk 'n kamer vir ons? Jammer my vriend, hierdie herberg is propvol van al die reisigers vir die sensus. Ek het nie eens 'n bed vir myself nie. Die enigste plek wat ek oor het, is agter in die stal by die diere. Julle is welkom om daar te bly. Dankie meneer. Enige skuilings is beter as niks. Kom Maria. In daai nederige stad, tussen die soetreuk van hooi en die rustelose rondtrap van diere, is Jesus, die Seun van God, gebore. Hulle het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê. Die koning van die wêreld het in die eenvoudigste plek sy lewe begin.
aan. Moenie bang wees nie. Ek bring vir julle groot nuus wat al die mense sal bly maak. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. 'n Verlosser? Waar? Gaan na Bethlehem en gaan kyk. Julle sal die baba vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Kom ons gaan kyk. Maar ek gaan. Ons gaan. Loof die Here. Heilig is sy naam. Dis die waarheid. Die engel het die waarheid gepraat. Kom maar nader. Kom kyk nou. Kyk julle, daar is die ster. Dis die teken waarvoor ons so lank gewag het. 'n Koning is gebore. Al die duisende kilometers wat ons gereis het om hierdie ster te volg, en uiteindelik gaan ons die nuutgebore koning van die Jode ontmoet. Hoe bevoorreg is ons om die vervulling van die profesie te aanskou. 'n Koning is gebore om 'n nuwe lewe en nuwe hoop vir hierdie wêreld te bring. Ons moet aan hom ons respek betoon. Kom ons gaan gee vir hom die geskenke. Hierdie is goud. Goud is vir 'n koning. Dit wys dat ons glo hierdie kind is die magtigste heerser. Hierdie is wierook. Die soetgeur van wierook word gebrand om God te aanbid. Dit wys dat ons glo hierdie kind is God self. En hierdie is mirre. Mirre is 'n spesiale, welriekende krui wat gebruik is as 'n balsam. Ons weet dat hierdie kind sal moet sterf om ons van ons foute te red. Die wyse manne het hom beste geskenke gegee aan die kind in die krib. Hulle het in die baba 'n koning, die God en verlosser gesien en hom daarvoor vereer. Maar hoe bring ons vandag ons eie goud, wierook en mirre vir Jesus?
weer die geboorte van Jesus Christus, die koning van alle konings. Wanneer ons mekaar se verjaarsdag vier ons dit met geskenke, met geskenkbewyse en met woorde van voorspoed en seën. Net soos die wyse manne met geskenke gekom het om Jesus te aanbid, so kom ons ook en ons bring vir hom geskenke, maar van 'n ander aard. Want ons leef in 'n ander tyd. Ons bring nie vir Jesus bokse vol goud, wiere of mirre nie. Maar die geskenke wat ons vandag bring, moet net so waardevol wees en gepas vir 'n koning. Kom ons kyk. Oudit, ek het gedink oor die goud. Goud herinner ons dat Jesus as koning oor alles regeer. En dat hy waardig is om die eerste plek in ons lewens in te neem. Jy weet, om vir Jesus vanaand my goud te bring, beteken om my heel beste vir hom te gee. En Welma, wat is jou waardevolste skat? Jou tyd. My tyd is goud werd. Ek is altyd so besig met skoolwerk, kos maak en vergaderings, dat ek besluit het om tyd as my goud vir Jesus te gee. Ek sal my tyd met Jesus deel, deur elke dag 'n punt daarvan te maak om stil te sit, op hom te fokus en te bid. En dan ook, ek sal my tyd vir ander mense gee wat my hulp nodig het, soos my gemeentelede of my vriendinne. My tyd is my goud vir Jesus.
se aanbidding in die tempel. Dit het gewys op die teenwoordigheid van God. Hoe wys ek vir Jesus dat hy vir my die belangrikste is? Ek dink jy weet reeds die antwoord daarvoor, Oudit. Jy wys vir iemand hoe belangrik hulle vir jou is, deur vir hulle liefde te gee. Ek bewys liefde deur my woorde en my aksies. As ek liefde gee aan my naaste, dan aanbid ek Jesus en versprei ek 'n lieflike geur. Ek sal my liefde, my wierook, gee deur altyd vriendelik te wees. Ek sal mense vergewe as hulle my seer gemaak het en Jesus se liefde met almal deel. Sjoe, dis sulke pragtige geskenke. Maar wat van die mirre? Mirre wat vooruitgewys het na die lyding van Jesus en die volmaakte offer wat hy sou ons bring. Watter geskenk kan ons nou gee as 'n offer om die wêreld se seerkry minder te maak? Weet jy, ons mirre vandag is wanneer ons kies om ander te dien. Selfs wanneer dit iets van ons kos, soos ons geld, ons gemaak of ons tyd. Ons kan ons mirre gee deur iets op te offer wat vir ons baie belangrik is, om sodat iemand anders te help. Wanneer ons iemand bystaan, troos, vergewe of liefhet, net omdat Jesus ons eerste liefgehad het, dan bring ons mirre. Ons gee ons diens vir hom, want hy het homself vir ons gegee. En die wêreld se groot, vir die mense dien God, maar
So, hier is dan die geskenke aan die koning wat in 'n krib gebore is. Goud is ons tyd. Wierook is ons liefde vir hom. En die mirre is ons diens aan hom. Geliefdes, ons tema van ons Kersspel is vandag se geskenk. Ons het gehoor van goud en wierook en mirre as geskenke wat die wyse manne na Jesus toe gebring het, na die baba toe gebring het. Ons
Ons het gehoor dat ons vandag ons tyd moet gee, ons liefde moet gee en ons diensbaarheid moet gee, dat ons na die krib toe sal gaan soos die wyse manne met hulle geskenke en voor Baba Jesus gaan kniel het as koning en sê maar, my Here en my God, opnuut gee ek my tyd, my liefde en my diensbaarheid aan U. En wanneer ons dan kyk na vandag se geskenke, dan kan ek nie anders as om te begin by vanoggend waar ons 'n geskenk uit God se hand ontvang het. En ons sê vir hom baie dankie vir daardie geskenk. Elke reendruppel wat ons vanoggend ontvang het, is dan 'n geskenk uit God se hand uit. En mag ons met daardie geskenk van vanoggend begin, waar God ons geseën het met liefde en genade en ook hierdie reendruppels wat hy vir ons en diere en plante gegee het. En wat 'n wonderlike manier om van daar af dan weg te beweeg na dit wat ons na hom toe bring. Wyse manne het daar van agteraf gestap en hulle die ster gesien en hulle het die ster gevolg en ons as gelowiges, ons sê ook ons volg Jesus, ons is disippels, dit beteken ons is 'n volgeling van die Here. En die vraag wat ek vir myself vanaand vra en ook vir u wat hier is, vir elkeen van julle, wat bring jy na Jesus toe vanaand? Romeine 12 vers 1 sê dat ons lewende heilige offers aan God moet wees wat vir hom aanneemlik is. En op die 30ste November dan gaan ons adventtyd binne. Advent beteken ons wag op die tweede koms van die Here. En sou hy vanaand na ons toe kom, watter geskenk bied ek hom? Gaan ek iets uit my huis uit vir hom gee? Gaan ek sê, Here, hier is ietsie, baie dankie vir wat u vir my gedoen het. Want jy sien, ons kan dit nie vir die Here gee nie. Nie iets uit my huis nie. Want alles behoort aan Jesus. Hy het nie my tyd nodig nie, hy het nie my liefde nodig nie, maar hy wil dit graag hê, omdat hy 'n God van liefde is en 'n genadige God. Maar hy kom vanaand en ek vra vir ons, bring my jou lewe. Wil jy nie jou lewe na die kruis toe of na die krib toe bring? En ek kom kniel by die kruis en ek sê, die krib, ekskuus. Here my God, as baba het wyse manne vir u geskenke gebring en vir u kom kniel. As baba was nie 'n bedreiging gewees dat die koning 'n afvaardiging uitgevaardig het dat al die seentjies moet doodgemaak word. Here, ek kom vanaand na u toe en ek wil my lewe vir u gee. En as ons so na die afgelope jaar kyk en ons dink so 'n bietjie terug, ons weet ons het almal ons nuwejaarsvoorneme al lank al vergeet, daarvan het nie veel gekom nie. En ek dink terug, Here, kan ek werklik vanaand my tyd hier kom neersit? Dat ek stilte tyd gehou het gedurende die jaar, oggendstilte tyd en 'n aandstilte tyd, dat ek my dag begin het met die woord van die Here en my aand afgesluit het met die woord van die Here. Kan ek my tyd bring? Here, was ek diensbaar gewees? Of het ek my doene gehou met die wêreldse dinge? Dit wat my aandag van die Here afgevat het, kan ek hier die boks van diens en diensbaarheid hier by die krib kom neerlê. Hier aan die voete kom neerlê. Here, het ek myself voor liever gehad as vir u, het ek meer games gespeel op my foon, as ek meer op TikTokie en Facebook en daai dinge, dat ek nie genoeg tyd aan u spandeer het nie. Kan ek een van hierdie 3 geskenke met 'n groot sekerheid en 'n vrymoedigheid by die krib kom neerlê vanaand? Die Here soek nie vir ons en wat ons het nie. Hy soek ons hart. Kan ek my lewe as geskenk voor Jesus kom neerlê? Jesus het vir ons aan die kruis gesterf sodat ons die ewige lewe kan hê vir die wat in hom glo
as elkeen van ons dan glo in Jesus Christus, dan moet ek sê, Here, ek kom na U toe, en ek lê my lewe voor U neer. Ek is bereid om dit te doen, en die hele kerkspel word saamgevat, soos ek reeds gesê het, deur Romeine 12 vers 1. Gee jouself as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir God aanneemlik is. En ek wil net so, miskien 'n 10 sekondes, 15 sekondes stilte tyd gee, sodat ons kan antwoord op Romeine 12 vers 1. Waar ek sê, ja, Here, ek kom gee myself as 'n lewende en 'n heilige offer aan U, en Here, ek is aanneemlik vir U. Of moet ek eers 'n draai gaan loop en sê, Here, ek laat my kop in skaamte vanaand sak. Ek kan myself nie vir U gee nie. Ek is maklik om my geld of iets anders vir U te gee, Here, maar myself hou ek nog terug. Ek het 4 kamers in my hart, 3, Here, gee ek vir U, maar daar's nog eenetjie, 1 kamertjie in my huis wat ek nog verkies om aan te gaan met my dinge, met my eie tyd, met my eie wysheid, met my eie diensbaarheid vir my eie goed. En vanoggend se toewydingsdiens, en ek dink dit is mooi dat ons die dankofferdiens se naam verander het na 'n toewydingsdiens. Ons het vanoggend ons 10de maand dankoffer gehad in die 11de maand. En ons het met mekaar gepraat uit 1 Kronieke 29, waar Dawid die volk bymekaar gebring het in die tempel, en daar staan 'n groot vergadering, en almal het gekom om goud en silwer en brons te bring vir die uitbreiding of vir die bou van die tempel. Salomo was op by daardie geleentheid die 2de keer gekroon as koning. Maar by hierdie plegtigheid, by hierdie vergadering, het Dawid nie gekonsentreer op die goud en die silwer en die brons nie. Hy het gekonsentreer op die vrywillige, nederige, toegewyde hart van die volk wat 'n geskenk kom bring, sodat die koninkryk uitgebrei kan word. En dan het ons ook met mekaar gedeel 1 Petrus 4 vers 10. Die genadegawe, hierdie talent wat ek as gelowige ontvang het, ek moet dit gebruik, en daar staan die laaste paar woorde in hierdie versie, om ander te dien. Here, my tyd, dien ek ander met my tyd, dien ek U met my tyd. Here, my liefde, het ek U eerste lief, met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. En daarnaas, tweedens, my naaste soos myself, of Here, nee, ek kan nog nie die liefde ding doen nie. En dan, die laaste ene, is dan die diensbaarheid. Here, ek is so besig met die dinge, maar ek vergeet van die Here van die dinge. En daarom kan ek ook nie my diensbaarheid vir U gee nie, ek is so besig. En vanaand se uitdeling, ek wens U kan agter gesit het en net sien hoe mooi vir al julle kindertjies, die verhoog is vol. En wat werklik moet gebeur voordat ons vanaand hier uitgaan, is dat julle self moet sien as 'n geskenk aan jou man en aan jou vrou, aan Botas Rus as gemeente, en daarom wil ek in toewyding aan God as geskenk na julle toe kom en sê, ek lê my lewe voor die Here neer, ek is bruikbaar, gebruik my, hier is ek. En ek wens julle almal kan hier onder die kribbies kom staan en kom kniel en sê, Here, neem my aan, soos wat ek is, en dit wat ek is en hoe ek is en wat ek het, dit bring ek vir U. En ek vra die Here, mag my offer heilig en aanneemlik wees. Miskien staan elkeen van ons soos 'n Moses voor 'n brandende bos, waar die Here vanaand vir jou sê en vir my sê, trek uit jou skoene, dat daar niks skeiding maak tussen jou en my, want die grond waarop jy staan is heilig. Die persoon waarby Jesus voor wie ons kom kniel is heilig. En daarom is ons heilig, en daarom kan ons sy heiligheid gaan uitdra. Ek sluit af met die gedagte, wat bring jy vir Jesus
vanaand. En ek gaan so 'n paar sekondes gee. Ek nou nagelaat om net vir julle 'n paar sekondes te gee om na te dink oor wat jy vir Jesus gaan gee. Hoe lyk jou tyd? Hoe lyk jou diensbaarheid? Hoe lyk jou liefde? Hoe lyk jou lewe op hierdie stadium? Kan jy opnuut kom sê, Here, vir die eerste keer? Of by herhaling wil ek my lewe vir U kom gee? Ek wil my hart vir U kom gee. Ek het hierso geskryf, in wese, hierdie hele Kersspel en dit wat ons beleef het, is 'n oproep tot ons as mens, eintlik maar om jou hart vir die Here te gee. Wat 'n geskenk bring ek vandag vir die Here? Is daar van ons wat kan sê, ek bring my hart vir die Here. Al 4 kamers van daardie hart bring ek vir hom, want my hart is aanneemlik en heilig vir die Here en mag hy dit aanvaar uit sy liefde en groot genade, want ons weet, hy is 'n regverdige God, hy is getrou, hy vergewe jou daardie oortredinge, hy verwyder dit so ver as die ooste verwyder is van die weste, en hy sal nooit weer terugkom om jou daaraan te herinner nie. Hulle twee het gepraat oor die ander geskenke. Wat is jou ander geskenk wat jy vanaand hier aan Jesus wil kom bring? En as die Heilige Gees jou lei, kom na vore en kom staan hier by die krib, tussen die skapies, tussen die herders en die wyse manne en Josef en Maria, en beleef wat dit is om te kom kniel voor Baba Jesus. Of dit nou in die krib is, en of dit later aan die kruis is, kniel sal elke knie moet buig voor die Here, ons God. Elke nasie sal getuig, elke stem sal getuig, dat hy die Here is en elke knie sal buig. Ek sluit af met die woorde van Stille Nag wat ons nou gaan sing, daar waar ons vir mekaar sê, voor sy mag het die duisternis geswoeg, tot in ewigheid bly hy die lig. Juig, jou redder is daar, juig, jou redder is daar, jou redder is hier. Hy vra van jou, wat bring jy vandag na my toe? Ek het vir jou gered, wat bring jy vandag na my toe? En wanneer ons kom by sending en uitreiking, dan sê ons altyd vir mekaar, daar is niks wat jy kan doen, wat jou kan red nie. Nie jou goeie werke nie wie jy is nie wat jy gedoen het nie. En wanneer ons met die kindertjies praat, jy kom staan jy vir so. Jy hou van ek pak altyd op jou. Dan trek jy jouself aan jou hare op. Hou jou net 'n lekker bos hare. Kan ek jou aan jou hare optrek? Jy sien, wat dit eintlik moet wees is, ek wil jou handjie, sy moet haarself aan haar hare probeer optrek. Dis onmoontlik. Jy jy mooi trek jou steeweltjies aan, boetsies. Trek, vat jou skoenveters en trek jou in die lug op. Kan jy dit vir my doen? Ons kan dit nie doen nie, né? En so kan ons onsself nie red nie, dankie, die skaapie. Jy kan weer gaan sit. So kan ons onsself nie red nie. Want as ons onsself kon gered het, hoekom het Jesus Christus gesterf? Daarom vra hy vir ons vanoggend, vanaand, wat bring jy vir my? Kom gee jy vir my? Ek kom vraagstel en ons antwoord die Here. Here, ek besef daar is niks wat ek vir U kan gee nie, want U besit reeds alles. So iewers along the line moet ek nou begin dink om my hart vir die Here te gee, my lewe vir die Here te gee, om nuwe toewyding aan die Here aan die dag te lê, om by hom uit te kom. Here, U liefde, U goud en my diensbaarheid, dit gee ek vir U. Kom ons raak stil en ons dink net aan hierdie aspek.
Hemelse Vader, ons gaan nou sing in stille nag, heilige nag. Alhoewel die aand nog jonk is, Here, weet ons nie presies hoe laat die wyse manne daar opgedaag het nie. Here, het van die ster gevolg en die ster het ook aan hierdie stal gaan staan. Here, ons het u woord gevolg, ons het u woord gehoor. U bring ons ook by hierdie vraag uit vanaand. Wat gee jy vir my, wat bring jy vir my? Here, dit is 'n moeilike vraag, en ons moet eerlik wees rondom hierdie vraag. Ons kan nie vir u jok nie as dit wat ons vir u kan wegsteek nie. Here, en ek het nou maar die kruis op die krippie hier voor kom neersit, aan die voorgrond met die geskenke agter dit, en sou ons opnuut na u toe wil kom, Here, en net wil kom kniel by die krib. Mag ons die vrymoedigheid neem om te sê, Here, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. Ek gee my lewe as 'n lewende en heilige offer aan u. En Here, ek weet u het my skoon gewas en daarom is dit aanneemlik vir u. In hierdie stille nag, heilige nag, weet ons dat u die duisternis voor u self, voor u uitgedryf het, dit het gesoek vir u, Here, en u het die dood oorwin. U het u lewe vir ons gegee, daarom kan ek met die mond bely, Here, ek gee my lewe vir u, want ek is lief vir u, en u is genadig teenoor my as sondaar. In Jesus naam alleen, amen. Mag u nuwe vrede vind en nuwe betekenis in stille nag, heilige nag. Die koor toe regkom, die koor van die eerste vers sing, ons vra dat dit sommer van die begin af sal staan, en van die tweede vers af, dat ons die as gemeente ons saam kan bespreek voor ons is. Jy kan van die begin af staan,
van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees ons vanaand oortuig van ons waarde as geskenk, en hy kom na ons toe en hy sê, maar jy is meer werd as 'n mossie. Here, dankie, en dat ek as geskenk vanaand vir u aanvaarbaar is, mag ek met 'n gewillige hart u kom dien as my Here en my God, tot daar waar ons weer ontmoet.